Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u vanmôre in die mooiste naam, soos altyd die naam van ons Here Jesus. En ons kan nie wag dat hierdie Here Jesus op die wolke moet kom, om ons te kom haal nie. Ons is moeg vir hierdie ou wêreld, maar terwyl ons nog hier is, moet ons aangaan om vir hom te leef. Ons sê altyd, as ek weet Jesus kom môre, moet ek vandag nog 'n boompie plant. Ek moet nog vandag die geleentheid gebruik om 'n saadjie te saai, om die evangelie aan iemand te verkondig of die woord met iemand te deel, my oor iemand te ontferm wat Jesus nodig het. En vriende, vanmôre se boodskap is so 'n kosbare woord wat ek met u wil deel, uit die praktyk, uit my eie lewenservaring, van waarom slegte dinge met ons gebeur, wat die Here se plan is, wat die Here se doel is. Ons het baie vra, ons ervaar soms slegte goed. Ek het die afgelope weke, ek en my vrou, slegte dinge ervaar. Ek gaan dit vanmôre met u deel, uit die praktyk, maar ook uit die woord met u deel. En ek is opgewonde om hierdie boodskap met u te deel. En as dit vir u tot seën is, stuur dit ook aan vir iemand anders. Nou vriende, ons lees vanmôre die bekende gedeelte in Romeine 8 vanaf vers 18 tot 30. En u kan net volg terwyl ek lees. Paulus skryf, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het. Kyk, hierdie hom is in klein lettertjies. Vers 21, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sig ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Ons lees net tot sover saam uit die woord van die Here. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, ons wil vanmôre met opgewondenheid uitsien na wat u woord vir ons gaan leer. Almal van ons weet dat die skrif sê dat selfs die skepping, die ganse skepping, in barensnood is tot nou toe. Die
mense en die diere en alles sug, omdat hulle swaar kry onder die vloek van die sondeval. Here, ons wil vanmôre vra, dat U hierdie woord wat ons gelees het vir ons sal kom oopbreek, en dat U dit deur U Heilige Gees in ons harte sal bedien, en dat U ons sal kom seën met hierdie woord. Ons weet, U sê, alles werk ten goeie mee vir hulle wat Christus liefhet. Maar hoe moet ons dit verstaan? Kom leer ons, kom praat met ons, kom seën ons, en word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Vriende, hierdie is 'n baie kosbare hoofstuk wat ons gelees het. En na aanleiding van die onderwerp waaroor ek met u praat, is daar net een teksvers, kernteksvers wat ek aan u kan voorhou. En dit is Romeine 8 vers 28 wat daar geskryf staan, en baie van ons ken hierdie teksvers. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, vir jou en vir my wat die Here liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So ons praat vanmôre oor hierdie tema, alles gebeur ten goeie in ons lewe, want dis wat die woord sê, alles gebeur ten goeie in ons lewe. Alle mense op aarde, ook ware kinders van die Here, wat die Here in opregtheid van hart dien, ervaar soms baie slegte dinge wat in hulle lewe gebeur. Moeilike dinge om te aanvaar en te verwerk, hartseer en ontstellende dinge wat in ons lewe gebeur. Maar die ergste van dit alles is dat ons soms na antwoorde soek waarom dit alles met ons gebeur het en nie altyd 'n antwoord kry nie. En soms selde verstaan waarom dit alles met ons gebeur het. En so het ek en my vrou ook die afgelope weke deur soveel beproewinge gegaan, dat ons by geleentheid vir die Here gevra het, waarom Here, waarom gebeur alles met ons? Want ons ken ons verhouding met die Here. Ons weet ons wandel met God. Ons is nie bewus van sonde in ons lewe nie, maar slegte dinge het oor ons pad gekom. Waarom Here, waarom gebeur dit met ons? Vroeg in Maart hierdie jaar het my vrou 'n klein operasietjie aan haar knie laat doen. En 'n paar dae later het my vrou gehuil en gekrul van die pyn. 'n Klein operasietjie word nou vir haar 'n nagmerrie. Sy kon nie loop nie. Ons het verskeie dokters besoek en ons het baie gebid vir haar. Maar haar krisis het net al groter en ernstiger geraak. Intussen het sy medikasie gekry wat die pyn verlig het en ons is op vakansie Namibië toe. My kinders het gesê, papa, julle kan nie ry nie, maar ons het geglo, my vrou gaan gesond word. Ons het vir haar gebid en sy het die regte medikasie. Daar sou ons kosbare vriende, naby die Spitskoppe, dis nou redelik naby aan Swakopmund, sou ons baie kosbare vriende besoek, wat ook vir die Here gewerk het. Baie bekende mense in Namibië, sendelinge, Eddie en Linda van der Merwe. Ek en Eddie was saam in die Polisie College in 1981. Alles was gereël. Ons sou saam die Saterdag aand 'n geestelike program op 'n radiostasie hanteer. En die Sondagoggend sou ek hulle gemeentetjie in Isakos met die woord bedien het. Iets om na uit te sien, geleentheid om na uit te sien, blootstelling wat 'n mens kry om die woord van die Here te bedien. Ons sou die Vrydagoggend mekaar ontmoet. En die Donderdagmiddag net na 2:00 is Eddie en Linda in 'n baie tragiese motorongeluk oorlede. Die bakkie waarin hulle gery het aan die brand geslaan met die ongeluk en hulle met 'n vriend saam met hulle in daardie bakkie het in daardie voertuig uitgebrand. Die hele Namibië
was in rou oor hierdie twee geliefde mense se tragiese dood, want hulle was volkseiendom van Namibië en hulle het diep spore in baie mense se harte getrap. Nie net was Namibië se mense verslaan nie, maar ook ek en my vrou. Ook ek en Mariaan was verslaan oor wat daar gebeur het. 'n paar uur voordat ons sou ontmoet. 'n paar dae later beland ons in Swakopmund en daar het my vrou se toestand versleg. So versleg dat ek haar noodgedwonge uit Walvisbaai moes laat terugvlieg Kaap toe om gehospitaliseer te word. En daar sit ek stoksiel alleen op vakansie in Swakopmund. My vrou lê in die Kaap in die hospitaal en ek sit in Swakopmund. Waarom, Here? Waarom gebeur al hierdie dinge met ons? Daar's nog baie ander dinge wat ek kon byvoeg, terwille van tyd noem ek dit nie alles nie. Ons het vanmôre Romeine 8 vers 18 tot 30 gelees, en waar wil ons 'n beter antwoord op al ons vrae kry as hier in Romeine 8. Ons ry daar van Isakos af na my broer en sy vrou toe wat in Henties Baai bly. Sondagoggend luister ons saam met hulle 'n boodskap op televisie. En die boodskap handel oor Romeine 8 vers 28. Nou vriende, ons praat vanmôre oor die tema alles gebeur ten goeie in ons lewe. Glo ons dit? Verstaan ons dit? Ek dink nie so nie. In Romeine 8 leer ons baie duidelik, almal, ook die kinders van die Here, moet voorbereid wees op aardse stryd, op swaar kry, seer kry, hartseer en alles wat sleg is. Ons moet voorbereid daarop wees. Die woord sê, ek en jy moet daarop voorbereid wees. Romeine 8 vers 19. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Die skepping wag met reikhalsende verlange dat die Here Jesus moet kom. Almal van ons is onderworpe aan slegte dinge. Romeine 8 vers 28 sê, want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het. Wie is daai klein lettertjie hom? Dis die Satan wat hierdie skepping aan die sondeval onderwerp het, aan sonde onderwerp het, want hy het vir Adam en Eva verlei en hulle toegegee. Nie gewilliglik nie, sê die woord, maar terwille van hom wat dit onderwerp het. Maar vriende, die hele skepping, en selfs ons, verlang soms na die vrymaking van ons aardse slawerny. Die hele wêreld is in sonde gedompel met die sondeval. En as gevolg daarvan ervaar ons al hierdie slegte dinge, hierdie swaar kry, seer kry, hartseer. Maar ons verlang soms daarna om van hierdie aardse slawerny waarin ons bevind verlos te word. Die hele skepping, mens en dier, is in slawerny. En verlang na ons, daarom verlang ons na ons vrymaking. Dit wil sê ons verlang na ons verlossing van hierdie aardse slawerny waarin ons bevind. Want dit is niks anders nie. Die woord noem dit so, dat ons 'n aardse slawerny ervaar. Ons is so slawe oorgegee aan die gevolge van die sondeval. Ons het geen manier hoe ons dit kan verander nie. Die gevolge van die sondeval is al die slegte dinge wat met ons gebeur. Romeine 8 vers 21 sê, in die hoop, met ander woorde, in die verlange, dat ons die skepping self, dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny
van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. So, wat sê die woord vir ons? Kinders van die Here verlang na die vryheid van God se heerlikheid. Dit wil sê, ons verlang na daardie dag wat die Here ons vir ewig sal verlos van hierdie aardse slawerny of hierdie aardse swaarkry wat ons tans ervaar. Die hele skepping, ook mens en dier, ly onder die vloek van die sondeval. Almal van ons verlang daarna om verlos te word, om vrygemaak te word van hierdie aardse slawerny. Dit wil sê van hierdie aardse swaarkry. Romeine 8 vers 22 en 23 bevestig dit. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Nou vriende, barensnood sê vir ons, dis soos 'n vrou wat geboorte moet skenk aan 'n kind, maar sy sukkel. Sy kry swaar, sy het 'n stryd om geboorte te skenk, want die Here sê met moeite sal jy kinders in die lewe bring. Sy is in barensnood. Sy roep uit na hulp terwyl sy moet geboorte skenk. Sy kry seer, sy kry swaar, sy het 'n stryd. En so sê die woord, want ons weet dat die hele skepping tesame sug. Ons weet wat beteken dit om te sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, met ander woorde wat die Heilige Gees van God in ons hart het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming van kinders, naamlik, of aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. So met ander woorde, die woord sê, ons sug, ons verlang, ons begeer dat die Here sal kom om ons te kom haal en ons te verlos van hierdie aardse stryd, hierdie swaar kry. Nou ja, dit kan natuurlik wees deur die dood. Baie is al verlos deur die dood van hierdie aardse swaar kry, soos Eddie en Linda. Baie ander is al verlos, maar ons verlang ook daarna terwyl ons hier is, dat die Here ons aardse liggaam sal kom wegneem van hierdie swaar en hierdie pyn wat ons ervaar. Ons ervaar soms so 'n totale moedeloosheid onder die stryd wat ons hier ervaar, dat ons selfs nie kan bid nie. Baie interessant. Die woord leer dit vir ons. As 'n swaar kry, dan sê jy vir ander, bid vir my. Ek kan nie bid nie, bid jy vir my. Ek vra baie keer vir my vrou, bid jy vir my. Sy vra baie keer vir my, bid jy vir my, wanneer ons in 'n stryd is. Ons vra iemand anders om vir ons te bid, en is presies wat ons leer in die woord van die Here. Ons leer dit in ons geleesde gedeelte. Romeine 8, vers 26 en 27 sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Die Heilige Gees is daar om vir ons in te tree. Want ons weet nie reg wat om te bid nie. Ons is in so 'n stryd. Wat vra ek vir die Here? Wat bid ek? Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Partykeer sug ons net voor die Here. Partykeer is ons woordeloos voor die Here, moedeloos voor die Here. Maar die Heilige Gees ken ons harte, hy ken ons behoeftes, hy ken ons nood. En daarom tree die Heilige Gees vir ons in by die Vader. Vers 27 sê, en hy wat die harte deursoek, dis die Heilige Gees, weet wat die bedoeling van die Gees is. Wel, is eintlik God, wat ons harte deursoek. Hy weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat die Here ons harte ken. Weet hy waarvoor die Heilige Gees vir ons bid? Weet hy hoekom die Heilige Gees so vir ons bid? Omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. God het altyd 'n wil, God het altyd 'n doel, God het altyd 'n plan met dit alles. Vriende, weet dit, besef dit vanmôre, onthou dit altyd, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, alles met 'n doel gebeur, alles. Onthou hierdie woordjie, alles, nie net sekere dinge nie, alles wat in jou en my lewe gebeur
met 'n doel. Elke ding, goed of sleg, gebeur met 'n doel in jou en my lewe. Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nie net sekere dinge nie. Alles wat in my lewe gebeur met 'n doel. God laat alles met 'n doel oor ons lewe toe. Vir diegene wat die Here met hulle hele hart opreg liefhet, gebeur alles, goed of sleg, met 'n goeie doel. Natuurlik is dit altyd nodig om in so 'n moeilike tyd in jou lewe en onder moeilike omstandighede jou eie hart en jou eie lewe voor God te ondersoek. Heel eerstens moet ek gaan sê, Here, wat wil U vir my sê? Wat is daar wat vir U ongelukkig maak in my lewe? Wat tussen U en my staan? Sonde, verkeerde gedagtes, verkeerde motiewe, verkeerde gesindheid. Wat dit ook al mag wees, so heel eerstens gaan ek na myself toe terug en ek sê, Here, ek ondersoek nou my hart. Want hierdie dinge wat gebeur, kan seker nie sommer net doelloos gebeur nie. Nee, dit gebeur nie doelloos nie. So altyd ondersoek ons hart en ons lewe voor die Here. Dit is baie belangrik dat ek my hart en my lewe voor die Here moet ondersoek. Ek sê vir my vrou, Eddie en Linda was nie regtig gewaardeer deur die mense van Namibië nie. Hulle het die hele Namibië bedien. Onlangs het hulle van noord tot suid deur Namibië gegaan en op elke dorp iewers opgetree, gesing en mense met die woord bedien. Hulle het 'n kosbare sangbediening gehad. En ek sê, ek dink nie, hulle was regtig gewaardeer deur die mense van Namibië nie. Maar toe hulle op hierdie baie tragiese wyse sterf, toe besef almal watter groot geestelike rol hulle in Namibië gespeel het. En toe kon jy eers die impak en die invloed van hulle bediening in mense se lewens opmerk. Eers toe hulle op daardie tragiese wyse sterf, was die hele land in sak en as. Die hele land het gerou oor hierdie man en vrou wat op so tragiese wyse gesterf het. Hulle het vir die Here geleef en kyk hoe tragies sterf hulle. Maar vriende, onthou nou wat ek vir u vanmôre sê. Dis nie hoe iemand sterf wat saak maak nie, maar waarheen hulle gaan as hulle gesterf het wat saak maak. Dis die heel belangrikste. Waar gaan jy heen as jy gesterf het? Baie Christene het al op baie tragiese wyse gesterf. Hulle is onthoof ter wille van hulle getuienis. Hulle is voor 4 pelotonne doodgeskiet. Hulle is op 'n brandstapel verbrand. Hulle is onderste bo gekruisig soos van Jesus se disippels onderste bo gekruisig is, want hulle het gesê ons is nie werd om soos Jesus aan die kruis gekruisig te word nie. Hulle is vermoor. Hulle is sleg behandel, mishandel. Ons weet al hierdie dinge. Ons het dit gelees al, ons het dit gehoor. Al die slegte dinge wat kinders van die Here deurgemaak het en uiteindelik gesterf het. Dis nie hoe jy sterf wat saak maak nie. Dit maak nie saak hoe Eddie en Linda gesterf het nie. Wat saak maak is dat hulle by Jesus is. Dat hulle gereed was om Jesus te ontmoet. Hulle het voor die tyd gesê, mag die Here ons saam kom haal. Hulle het voor die tyd baie oor die dood gepraat. Eddie het hoeveel keer gesê, verbrand my maar. Eddie het hoeveel keer gesê, begrawe my sommer net onder 'n bos, want ek is nie werd om op 'n beter manier begrawe te word nie. Maar Eddie het tot op die einde met mense oor Jesus gepraat. En hy was lief vir die Here. Hy en sy vrou, hy en Linda. Maar Jesus het hulle ingewag by die hemelpoorte, soos wat Eddie ook verbygesê het. Hy sê, daar by die spitskoppe is dit net so kosbaar soos voor die parelpoorte van die hemel. Here het hulle ingewag. Jesus het hulle ingewag by die hemelpoorte. Wag Jesus ook vir u in by die hemelpoort as u sterf? Vriende, deur elke omstandigheid, goed of sleg, word ons gevorm
om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Hoor mooi wat ek sê, deur elke omstandigheid, goed of sleg, ons word gevorm. Die Here vorm ons na die beeld van sy seun. Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Die Here sit ons nie verniet deur hierdie vuuroond en hierdie swaar kry en hierdie seer kry nie. Hy vorm ons. Hy wil ons, het jy al gesien as mense 'n stuk yster in die warm vuur het? En hy haal hom daar rooi warm uit. Hoe kap hy daar die yster? Hoe vorm hy daar die yster? En so doen hulle ook met glas in die vuur, en dan word hy geblaas, en dan vorm hulle daar die glas, die mooiste dinge wat hulle uit daardie stuk glas ontwerp. Solank ons net deur dit alles wat in ons lewe gebeur, nader aan ons Skepper beweeg, dan het die Heilige Gees sy kosbare doel bereik. Ons moet nader aan die Here beweeg. Ons moet elke keer sê, Here, minder van myself, meer van U. Selfs my vrou sê, sy dankbaarheid en aanvaarding geleer deur alles waardeur die Here haar nou gevat het, met hierdie knie. Dankbaarheid, aanvaarding, Here, ek kla nie, ek wil net sê dankie. Kan ons dit altyd sê? Kan ons sê, die Here het my ook dankbaarheid geleer, aanvaarding geleer, of kla en murmureer ons oor alles wat oor ons pad kom? Ons is gediere vir die Here kwaad, of dank en eer ons die Here vir elke les in ons lewe? Ek sluit af, net een ding, hou God se kinders staande, en stel hulle in staat om tot die einde toe te volhard in die geloof, en dit is ons hoop. As jy my hoop wegvat van my hoop om Jesus te ontmoet, my hoop om eendag by hom in die hemel te wees, my hoop om vir altyd by hom te wees, as jy my hoop wegvat, is daar niks. Nou vriende, dis wat die woord ons leer, Romeine 8 vers 21 en ook 24 en 25, in die hoop, dat ons ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny. Selfs die skepping vrygemaak gaan word. Ons wag vir daardie dag, wat die Here ons gaan verlos van hierdie sonde, vloek van die sonde val. In die hoop, dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid, van die kinders van God. Dan gaan ons vryheid ervaar in die hemel by Jesus. Vers 24 sê, want ons is gered in die hoop. Gered in die hoop. My hoop is daarin dat Jesus vir my die ewige lewe gegee het. En Jesus alleen gee die ewige lewe. En ek wag op daardie ewige lewe. Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Kom, ons kan baie keer net hoop op hierdie dinge wat ons sien. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ons wag op die hemel. Ons wag op daardie dag wat Jesus is kom haal, op die wolke. Hou aan, volhard, dien die Here. Vertrou hom, glo hom. Eendag gaan Jesus kom. Eendag gaan Jesus ons verlos, vir jou en vir my, van hierdie aardse slawerny. Hy gaan ons liggaam verlos. Ons gaan 'n nuwe verheerlikte, volmaakte liggaam ontvang, en ons gaan in die hemel vir ewig saam met Jesus woon. Maar nou moet ons gevorm word na die beeld van Christus. Sien dit, dat jy gevorm moet word soos daardie beeldhouer, wat 'n groot houtblok gevat het, en het om stukkie vir stukkie het hy goed weggekap, het hy hout weggekap. Vra iemand vir hom, wat kap jy hier uit hierdie, wat se beeld wil jy maak? Toe sê hy, ek gaan 'n perd hier uitkap.
Hoe gaan jy dit reg kry? Hy sê, ek gaan alles wegkap, wat nie soos 'n perd lyk nie. Nou die Here Jesus wil alles in jou en my lewe wegvat, wat nie soos hy lyk nie. Hy wil ons vorm en verander na sy beeld. Mag hy dit reg kry in ons lewens. Stel jouself tot beskikking van Jesus en sê, vorm my, maak my, net soos U wil. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir U kosbare woord. Dankie dat U vir ons sê, alles, 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 werk ten goeie mee, vir hulle wat Christus lief het. En dankie dat ons op U kan vertrou en hoop vir 'n dag, wat U ons kom haal, en die liggaam gaan verlos van hierdie aardse slawerny. Maar kom verander ons na U beeld en na U gelykenis. In Jesus se naam. Amen. En vriende, mag U 'n baie wonderlike dag hê. 'n baie wonderlike week. Totsiens.